Ek kan maar sê dankie. Ja, ek dink mos die duiwel is in die kerk nie. Ek het vanoggend opgedaag. En die monitor daarboor wat die beeld vir ons moet wys werk en nie, maar ons is in noodgeval besig. Dit is bewe 'n bietjie hier. Nou reg. Dit is actually daar, hoe ver. Soms is al wat ek in 'n reaksie is die grootste. En julle hoor daar agter. So geslaag in die baas en ons heel voor, en die kerk sit heel agter. En as ek so na die mense hier kyk, moet ek eerlik sê, die meeste van julle het ek weer bakkies en so saambloed in die waaf. Ek ken baie van julle. En soos hy verskil in ons leven gemaakt, ek het hy verseker ook met julle sit. Goed, ons is reg om te begin. Dit is ja, ek het geweet dat ons by hierdie punt gaan kom. Na die eerste diagnose het ons geweet die pad, vir 'n moeilike pad wees, maar die pad gaan ons stap. En ons het ook gestap. Die bakkies het moedig en eindelijk gestap. Tot hy besluit het huis nog. Sy lichaam kon ook eenvoudig nie meer nie. Susan, die Calista, vrienden en familie. Bakkies was deel van ons leven. En was het nie vir hom nie, so ons nie vanaf nie gewees nie. So het elkeen van julle 'n deel van sy lewe ervaar. Of het saam gekuier was, saam gewerk het, saam gekamp het. Dit was daar. Ek het hom weer ken as 'n nederige persoon. Sonder federasies. Sonder expattigheid. Ek kan bakkies opsom in die Engelse gesegde van hy was rein en klein en sonder saks. Dit was bakkies brein vir my. En sekerlik het ek daar aan aanklank gevind. Omdat hy nie pretensie gehad het nie, hy het die maskers gedraai. Hy was wie hy was. Ek en my moet so 'n persoon assosieer. Susan het deel geword van ons vriendskap, alhoewel sy bietjie kwaai is. Moes dit so wees? Bakkies het met iemand bietjie kwaai nodig gehad. En ek is ook nie van die kwaaiste. Dink jy het Susan altyd met ons gepraat? Ja. Ons is baie saam in leef en ek dink vir al die vleiswerk op die plaas was vir baie van ons gemeente 'n groot hoogtepunt. Die bakkies het met die bors gestop. Later het ek die verkeer oorgegee en hy begin ry raak en hy gaan vuur maak. Ja, ek hou daarvan, daar by die stoel. Dus daar saam kuier. En ek moet julle sê, hy was altyd daar so nodig gehad. Hy het nog 'n kalmeerende invloed op my gehad. En niks was kwyt vir hom te veel nie. Selfs toe ek weet, hy is baie siek en my kom help. Die met die kerk nog weggery, die vir ons en so meer. En Susan verantwoord vir my, die gaan ek doen, sê jy. Sy ry ons met bakkies mee dra. Sy gaan nie beklomp goed nie los met bakkies nie is nie. Hy het vir ware verskil in my lewe gemaak as vriend en as predikant. En dit is 'n voorreg om hierdie erediens vandag te kan waarneem. Dis nie maklik nie. Ek kan nie beloof dat dit makliker word as ek net plaas op hierdie gedeelte. Ek het hierdie gedeelte die laaste gedoen. Vanoggend toe wel my dogter my te sien, as jy reg, ek sê ek is reg.
Son ek wil iets vir jou sê. Jy het baie dink aan Naomi. Jy en Naomi het iets gebeur. Die storie van Naomi en Rut. Naomi het dan 2 seuns en 'n man in die dood afgestaan. Soos jy. En toe Naomi terugkom van Moab in die Verenigde Land en sy kom daar haar vriendinne in Jerusalem aan en hulle is nou maar te sien en hulle groet haar. Hallo Naomi. Naomi sê vir hulle, weet jy wat, noem my nie meer Naomi nie, noem my Mara. Want ek is verbitterd teenoor die Here. Wanneer jy nie staan. Jy het hierdie seer vir baie jare heen gedra. En daardie het ek by jou bygeleer. Ook hoe jy hierdie seer vandag sal hanteer. God dank die Here het jou en my en ons almal die geleentheid gegee om stelselmatig afskeid te neem. Wat ons ook gedoen het die dag met sy afsterwe. Nee, jy is nie verbitterd nie. Jy is dankbaar vir die tyd dat jy saam was, soos jy ook vir my gesê het. Geliefdes, ek wil vir P en Calista ook sê, die hele kindertjies, al Calista ben ek voor my groot geword. Sy en my dochter is lieve oud, P, die hele leer ken. En ook vir die stoutigheid daar by die skool toe, kan hy maar nooit skool gegeen. So nie so baie waardeer nie. Ek wil eerlik vir julle sê, julle opa het julle baie lief gehad. Geliefdes, kom ons sit so vir ons seën van die Here. Ons kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde en elkeen van ons gemaak het. Geliefdes, genade, vrede en barmhartigheid aan elkeen van julle. Want God ons Vader van Jesus Christus ons Verlosser en van die Heilige Gees ons Trooster. Amen. Geliefdes, kom ons begin ons erediens weer saam te sing. Die eerste, die tweede en die vierde strofe. O Heer my God, as ek in eer met wonder en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die jare, sterre, wolke, hoe jy het elke dag so onderhou. Kom ons met staan.
Dan staan dit. Ons Vader, dankie vir die teenwoordigheid vanoggend, deur die woord en die Gees, dat jy met ons is, waar ons moet afskeid neem van bakkies, een van die aardse kinders, nou die hemelse kind. Dis nie vir ons maklik nie, en ons het nie so beplan nie, maar ons moet ook nie die tydsberekening en twyfel trek nie. Maak het stil in ons harte, sodat ons ook getroos kan word deur die woord. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam aan die woord van die Here in 2 Korintiërs, die 4de hoofstuk vanaf vers 16 tot en met vers 10 van hoofstuk 5. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik en die onsigbare ewig. Ons weet dat waar ons aardse woning wat na 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sing ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oorwek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word in die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy Gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of ons daar woon, ons het net een wens. En dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy volgens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Geliefdes, hier eindig ons skriflesing dan vanoggend gras verloor en bome verwelk aan die woord van God. Die bly vir ewig. Geliefdes, ons thema vanoggend wat ek wil hê ons moet saam met ons neem is tydelik hier en ewig by die Here. Tydelik hier op aarde en ewig by die Here in die hemel. Maar kom ons kom vir 'n oomblik by die begin. Voor die sondeval het Adam en Eva baie rustig gelewe. Hulle is soos ons aan die beeld van God geskape, maar sonder sonde. En hulle het die ongelooflike voorreg gehad om elke oomblik in God se teenwoordigheid te kon lewe.
En die aarde was tot hulle voordeel. En die Here het in die aand wytjie by hulle kom kuier in die tuin. Hulle het 'n perfekte lewe gehad, 'n lewe vrede met God en vrede met mekaar. Dit was 'n wêreld sonder hartseer. Dit was 'n wêreld sonder om 'n moeilike bestaan te maak. 'n Wêreld sonder kommer, sonder verlange, sonder herinneringe, sonder wanhoop, sonder moedeloosheid, sonder stikkende gebreekte harte. Dit was 'n wêreld sonder kanker. Dit was 'n wêreld sonder strate, hoeke van strate waar robotte staan. Dit was 'n wêreld sonder 'n jaar, sonder tyd. Dit was 'n aarde waar dood, die tragiese dood van 'n kind van God, nie moontlik was nie. En skielik het alles verander. As gevolg van die ongehoorsaamheid van die mense, daardie volmaakte wêreld stukke gebreek. Het mekaar gebars en het 'n gebroke wêreld geword. En skielik is daar pyn en hartseer, skielik is daar nood. En skielik het die dood sy opwagting gemaak. En skielik het tyd belangrik geword. So is dit vanoggend tyd dat ons afskeid neem van my man, van my oupa, van ons vriend. Ons het dit met hom in gebed, dat hy ons vriend is. Maar ons het nog 2 ander dinge ook in gebed. Dat ons met mekaar mag deel. Almal van ons wat hier sit, van daar agter tot ek hier voor, is sondaars. Maar begenadigde sondaars. Ons almal is voor God gelyk. Ons is almal ewe afhanklik van God se liefde en genade. Ons almal het regverdiging nodig. Die tweede saak wat ons in gebeur het, my geliefde, is die dood. Hierdie ongenooide gaste, broer, suster en kind gaan eendag voor elkeen van ons se deur kom klop. Niks en niemand gaan dit keer nie. Kom gaan dit kom. Want hierdie lewe is tydelik. Dit gaan verby. Die oomblik is jy hier, die volgende oomblik nie meer nie. Geliefdes, en dan kom Jesus in Matteus 29, hy sê, daar gaan eendag weer so 'n aarde wees, so volmaakte aarde toe Adam en Eva in die paradys geleef het sonder sonde. Dit sal wees waar God die aarde weer nuut sal maak. En ons noem daardie aarde die hemel. Miskien is die hemel nie die regte woord nie. Die hemel is eintlik 'n plek waar ons in die volle teenwoordigheid van God gaan wees. Ja, soos voor die sondeval sal daar nie meer hartseer wees nie, nie meer trane nie meer afskeid neem nie meer bekommernis oor jou kinders nie siekte of dood nie. Geen verhaal tot siens nie. Daar sal nie 'n leë plek of 'n leë kamer of 'n leë Mahindra wees nie. Of die kerker. Ons wat vanoggend hier saam is met broer, suster en kind, ons is te laat vir daardie aarde voor die sondeval. Ons is te vroeg vir die hemel wat kom. Ons lewe tussen die tyd van toe die aarde volmaak was en die hemel wat kom. Ons is gebore almal na die sondeval en ons leef almal voor die hemel wat nog gaan aanbreek. Ons lewe op 'n aarde wat swaar dra in sy verlede, in elke opsig. Ons lewe in 'n wêreld wat stukkend is, en die mense wat daarop is, partykeer stukkend breek. Ja, daardie volmaakte wêreld het 'n wêreld geword vol dorings en distels, vol oorstromings, hongersnood, hartseer, kommer, verkrachting, die dood. 'n aarde wat bekommerd is oor môre. Wat bekommerd is van ons iets hê om te eet of te drink, wat bekommerd is oor ons kinders. En waar tyd so belangrik geword het. Ja, tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om van vreugde te dans. En waar tyd opraak en ons afskeid neem. So snel. En dit vertel ek u, wys my 'n dalende lyn waar
op aarde. Want alles pyn gaan verby. Alles kom terug na die aarde toe. Maar dit, my liewe broers, susters en kind, is die helfte van die waarheid. Daar is 'n ander gedeelte ook. Vir 'n gelowige soos ek en jy, is daar ook 'n stygende lyn. Paulus sê, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. God maak jou en my elke dag stukkie vir stukkie nuut. En hierdie feit dat hy ons elke dag vernuwe. Die feit dat God besig is met jou, ten spyte van ons uitdagings en ons krisisse, het een groot gevolg. Al is 'n mens swaar kry in die lewe, as ons al hierdie swaar kry en hartseer by mekaar moet tel. Alles wat ons al verduur het, Susan, en ek praat ook van jou. Dis baie. So elkeen van ons lang lysies vir die krisisse wat ons al ervaar het en die hartseer wat ons beleef het. Dis baie. En dan gaan Paulus verder en hy sê, hierdie baie swaar kry, hierdie baie hartseer, gaan verby, is eintlik min. Dit loop uit eendag op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat vir altyd bly. Kom ons vat al ons swaar kry, hartseer, pyn en lyding en ons sit dit in die linkerkant se skaalpan. In die regterkant se skaalpan sit ons dit wat vir ons wag, daardie heerlikheid, om in die volle teenwoordigheid van te lewe, dan weeg die heerlikheid van God veel zwaarder as dit wat ons tans in ons lewens ervaar. Dis baie ligter. En dis min en dis kort. Die heerlikheid wat kom, is baie. En dis vir altyd. En dan kom Paulus en hy sê, ons weet dat hy ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word. En ek het geweet, die dag, as Bakkie te sterre kom, sou hierdie gedeelte gebruik, want ek kon sien hoe die een tentpen na die ander tentpen in sy lewe uitgetrek is. Ek kon sien hoe hy agteruit gegaan het, na elke behandeling, veral die laaste 2 maande. En die laaste maand was drasties. Maar dit ek gedink, het gaan so vinnig wees. Maar ons is daar. Dis my voorreg. Hoe dit met jou te kan deel, soos dat. Dat ek daar vir oupa kom wees. En dit. Ek sê, as die aardse tent afgebreek word, het ons 'n vaste gebou in die hemel, wat God self gemaak het, en wat niemand kan verwoes nie, en wat vir ewig bly staan. Onthou ons tema, tydelik hier, ewig vir altyd. Geliefdes, en dit is nou maar so. Om te kamp in 'n tent is nie vir die lekkerste dinge nie. Want 'n tent is maar 'n swakkerige skeye. Jy kry of te warm of te koud in 'n tent. Kom ek sê, ek wil nie vandag buite in 'n tent wees nie, ek verkies dit hier in die vaste gebou. As die wind waai of reën of sneeu, is dit baie ongerieflik. Storm kan dit maklik verwoes. Maar die keer is 'n Sondag aand se storm gemaak in die tent, waar ek en jy bly daar buite. Geliefdes, en as 'n mens sterwe, die dag as jou laaste asem uitblaas, dan word jou aardse tentpenne almal uitgetrek. Jou tent word opgerol. En jy verhuis. Jy verhuis na 'n plek toe wat God self gemaak het, wat verenig is. Dit hou nie op nie. En Paulus gebruik hierdie beeld om my en jou gedrag te beschryf. Want terwyl ek en jy op aarde bly, sit ons in ons klaar, is of te nat, of is te koud, of is te droog, of te warm. Ons wil graag God se gebou bo oor ons aardse tent hê. Ons wil die beste van al twee wêrelde hê. Ons wil ons brood altyd kante gebotter hê. Ons wil op aarde bly in die liggaam, maar net nie met uitdagings en krisis. Net nie met pyn en lyding nie, dit wil ons nie hê nie. En die een kant plaas vir ons aardse bestaan, die wil ons graag van die beperkingen van ons liggaam ontsnap. Aan die ander kant wil ons daarom ook nie so maklik afstand doen van ons liggaam nie. Ons wil graag die hemelse oor die aardse aantrek. Maar my liewe broers, susters en kinders, werk eenvoudig gesprek. 'n Mens bly of in 'n tent in hierdie gebroke wêreld, of jy bly by God in die hemel. Jy kan net in een van die twee leef. Of in die aardse tent, of in 'n gebou by God.
En daardie oorgang, daardie verhuising van plaas die dag as Jesus sterwe. Dan word die tent afgebreek en dan gaan jy die plek wat God vir jou gemaak het. Jesus sê ons, ek gaan op jou plek voor te berei, en as ek jou plek voorberei, dan kom haal ek jou sodat jy kan weet waar ek is. En dis presies wat God met bakkies gedoen het. Hy sê plek gereed gemaak en hy het vir ons die geleentheid gegee om in hierdie proses deel daarvan te kon wees. Ons is baie gespaar. Aan die een kant, aan die ander kant bly dit nog bitter swaar. Want ons mis hom, ons sal altyd mis, omdat hy so terug 'n mens was. Omdat hy so lang was. Of was hy sin vir humor op 'n tydjie so droog en kon hy mense se siel so uittrek? Was hy nie? En daardie herinneringe, my liewe broers, soos 'n kind, kan niemand en niks van ons sal wegvat. Dit voel vir my daardie leefte wat ons staan het, toe hy nie meer met ons is nie. Geliefdes, en dit is presies wat Jesus nou gedoen het. En ek het weer eens bewus geword hoe tengerig jou in my aardse tentjie nou maar diep mal is. Wat is dit vir huis? Hy is vermooi. Hy is nie afgebreek. Hy is nie vernietig. Hy het van woonplek verander. Lewensbron was die wees in woonplek. En die een waar hy nou bly, is veel beter as wat hy ooit op aarde gehad het. En dit is die dankbaarste. Wat is verlos van pyn en lyde. En daarvoor sê God dankie. Alles is nie maklik nie. Ons neem afskeid geliefdes en hiermee wil ek afsluit. Want ons is mense, ons neem afskeid van mekaar. Mense, gelowige mense, kan echter nooit van God afskeid neem nie. Is dit nie amazing nie? Want die dood het nooit die laaste sê nie. Net die geloof in Jesus Christus, die geloof in die opstanding van Jesus Christus, dit het die laaste sê. En wat is daar die geloof gehad? Nou kom die Here Jesus ook na ons en hy sê, moet nie ontsteld wees nie. Vertrou my met julle dood. Glo in God, glo ook in my. Ek is by julle. Ek sal my gees vir julle gee, ek het gegee die groot trooster. Maar ek gee ook my vrede, dat ek weet, dat is die beste, ook vir bakkies te bring. En vir jou en my, vir ons almal, lag daar 'n plekje in die Vader se huis. 'n Huis wat God self gebou het, maar deur niks en niemand vernietig geword. Ons kan ons woonplek daar nooit verloor nie. En daarvoor is God se liefde en genade veel te groot. Nie ontstel wees nie. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Maar bakkies anders sal ons so eendag wees. Ja nou, hier is tydelik, maar bakkies is eendag. Amen. Kom ons sit so in dit saam. Ons almagtige Vader, ons is hier met 'n lag en 'n traan. Ons is bly aan die een kant dat bakkies verlos is vir die pyn en lyding wat hy ervaar het. Vir hulle wat rondom sy sterfbed was, gestuur toe hy agteruit gaan. Die boodskap is wat gestuur is om ons op hoogte te hou. Dit was ook 'n deel van ons elke dag se bestaan. Daarom is dit vir ons dag voorreg om ook hom aan u hande oor te gee. Hande wat deur is met spykers. Hande wat in 'n kruis uitgehang het vir hom en vir ons. En ons bid ook dat u vir hulle wat agterbly vertroosting sal gee deur die Gees. Hulle het ons daarvoor voorberei, Here, en was dit nog steeds onverwags. En ons hoop is by u. Want u is die opstanding in die lewe. U het self daardie pad gemaak. In hierdie tyd van pyn en onsekerheid, werk ons onsself geheel en al in die Here. Maak deur die grootheid en almag ons, las ons draaglik. Gee dat ons kan weet dat ons nooit alleen is nie. Laat ons ook nie treur soos hulle wat geen hoop het iemand. Alles is in u hande. Die lewe en die dood. Die lewe tydelik, die dood vir ewig.
saam met u in die volle teenwoordigheid. So sê ons ook dankie vir familie en vriende wat ons in die moeilike tyd bygestaan het. Vir al ons liefde oproepe, boodskappe en ondersteuning. Dankie vir almal wat gehelp het. Die reëlings wat u getref is, en dan ook op hierdie manier vir bakkies tot ziens te sê. En maak so saam met die kinders en ons almal sterk in die dae wat kom. Gee Here dat ons agter die vrae van waarom en kom nader nie sal kom. Want u weet wat is die beste vir elkeen van ons. Gee dat ons in die tye ook berusting en aanvaarding sal vind. Dat u bly beheer, gister, vandag en môre. Dankie Here dat ons kan weet dat niks ons en bakkies kan skei vir die liefde wat daar is in Jesus Christus. Dankie Here dat u ons deel gemaak het van elkeen van ons lewe. Aan u kom die eer en die lof toe. Amen. Geliefdes, ons sing ten slotte die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Dat hy hoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning. Hy regeer. Kom ons sing met staande, waar ons by staan om die seën van die Here te ontvang. Dus dan gevra om die bedankingsnaam namens die familie te doen en ek doen dit graag.
Met die kliniekvereniging, die hospitaalse personeel, dokters en veral die onkologieafdeling, asook die ambulans en nooddienste personeel. Dankie vir julle professionele sorg, deernis en ondersteuning gedurende hierdie moeilike tyd. Dominee Barry, dankie vir julle besoeke, gebede en geestelike ondersteuning in die hospitaal, asook die waarneming van die diens, of was dit veel swaar. Spesiaal dankie ook vir jou vriend, wat jy vir bakkies was en steeds vir Susan is. Ons gemeente, dankie vir die gebruik van die kerk, vir Marianne Joris, vir David vir die klank in die kerk en die gespook om het ons weg te kry. Dit waardeer ek daarvoor. Dankie en afval by die personeel, vir julle professionele hantering van die begrafenisreëlings, julle deernis, ondersteuning en respek waarmee julle ons in hierdie tyd gelei het. Vir Tony van Farmers Walk, dankie vir die gebruik van die restaurant na afloop van die diens en die voorbereiding vir die heerlike eetgoed. Ons familie en vriende, baie dankie vir elke boodskap, gebed en gebaar van liefde. Dankie dat julle Susan en Bakkie so styf in julle harte vasgedruk. Vir elke hospitaalbesoek het vir Susan baie beteken. En ook vir Bakkies. Julle het die pad soveel ligter gemaak met julle daar wees. Spesiale dank aan P.E., Calista en Carol vir julle hulp en bystand met die reëlings, ouma waardeer het opreg. P.E., my seun, dankie dat jy so mooi na ouma omsien. Nou so mooi ondersteun. Oupa sal baie trots op jou gewees het. Calista, dankie vir jou sagte hande, sagte woorde en die liefde waarmee jy na ouma omsien. Laastens baie dankie aan elkeen wat op pad met bakkies gestap het, kosbare herinneringe saam met hom gebou het en 'n koue ietsie altyd saam met hom geniet het. Ons nooi julle hartlik uit om saam met ons by Farmers Walk te kom kuier, bakkie se lewe te vier, want dis soos hy dit nou gehad het. En slotte hou ek vir die begrafenisbrief voor, pragtige begrafenisbrief. Excuse my, is jy nog wakker? Karel, dankie vir die mooie stuk wat jy ook daar geskryf het. Ek hou van ons die brief voor. Vandag neem ons afskeid van bakkies, met swaar harte, maar ook met dankbaarheid vir 'n lewe wat vol liefde en betekenis was. Al was die laaste tyd moeilik, is ons dankbaar dat die lyding nou verby is en dat hy rus gevind het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg en heerlikheid mooier as 'n menslike droom. Vry van pyn en swaar kry en vrede en rus. Soos ons vandag groet, koester ons die herinneringe, die liefde en die mooi oomblikke wat vir altyd in ons harte sal bly. Sy nalatenskap leef voort in elke lewe wat geraak is, elke glimlag wat gedeel is, en elke hart wat lief gehad het. Laat hierdie oomblik ons herinner aan die kosbaarheid van elke dag, die krag van liefde en die bande wat selfs die afskeid nie kan breek. Ons hart is seer, maar ons weet die leef nou werklik. Die nuwe bestaan waar daar nooit weer 'n einde sal kom nie. Hy is nou by die huis, is hy ewig woning. Susan, dankie. Dan word jy uitgenooi, julle weet allemaal waar Farmers Walk, op jou dorp toe, na afloop van die erediens en ek gaan dan vra, dat ons geleentheid sal gee, die van jy wat die laaste keer betoon, waar hy vir bakkies sê, jy sien hoe moeilijk op die voet, wie is roosbaarkies wat jy die voet kan strooi, en kan jy so uitbeweeg na buiten toe, elke kan beweeg van haar verder. Mooi dag vir jy, dan sien ek julle by Farmers Walk. Susan, kom julle eerst toe.
ons ietsie speel.